got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do. Every song I sing, and you I've got just one with my don't you get shy on me, lift up your soul, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Don't you get shy on me, lift up your soul, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord.
So bly dat elkeen van julle vanaand hier is. Dit is my ongelooflike groot voorreg. Ek is so kyk, dan besef ek, weet nie eintlik hoekom die Here my geroep het nie. As ek hier agter gestaan het, is dit myne, is dit joune? Is dit myne? O, okay. Nou gaan nou reg gemaak. Toe ek agter gestaan het op 'n stadium en ek kyk, hierna besef ek, Here, ek weet nie hoekom jy my roep nie. Skaars matriek gemaak. Maar ek sien, en julle is hier. En die Here is hier, dis al wat tel. Kom ons sit so vir 'n oomblik, dan bid ons. Here, dankie dat ons hier kan loop en prys, Here. Dankie dat U goed is. Here, dankie dat ons vanaand by mekaar kan kom, Here, vir een van die grootste dinge wat gebeur het in geskiedenis, Here, dat U vir ons aan 'n kruis kom sterf het. Here, dat ons vanaand nie net hier is omdat dit nog 'n event is, omdat ons vanaand hier is omdat ons iets kan doen, Here, maar ons is vanaand hier, Here, want ons weet dat U vir ons aan die kruis kom sterf. Here, en ek wil bid vanaand dat elkeen se harte oop sal wees. Here, dat elkeen se ore gaan oopgaan, Here, vir dit wat U wil hê, Here, want dalk het U vanaand spesifiek vir daai ou 'n plan. Ons loof U en ons prys U in Jesus se wonderlike naam. Amen. Amen. Luister, baie welkom. Elkeen van julle, dit is vir my heerlik om julle almal hier te hê. Ons kerk se naam word genoem Invictory Kerk. Alright. Ons is 4 jaar oud. Die Here het my kom roep in 2021 om 'n kerk te begin in die middel van COVID. Dit was dit ek gewees en my vrou langs my en ek het 'n kamera voor my gehad en ek het gesê, Here, ek gaan 'n kerk begin vir U. U roep my en ek het bedank vir die kerk uit klaargemaak daar en ek het vir die Here gesê, Here, U roep my. En laatst ek op my selfoon en 4 jaar later omtrent 1000 mense. Waarom? So dit gee die Here al die eer vandag. Dit is so wonderlik. Ons kerk se naam is Invictory. Ons weet dat wanneer jy met God op pad stap, is daar altyd 'n victory. Dis kom ons dit so noem, Invictory. En ek wil jou gou vinnig net vertel, ek moet seker hierdie ding vir jou aansit dan, so sorry man. Ek het soveel goed wat ek hier moet doen vanaand. Hou vas. That's it dan, as jy. Thanks for the reminder. Ek wil jou gou vinnig vertel, wie is ons as kerk? So dalk sit jy vanaand en jy wonder, wie is hierdie ouetjie, wat doen hulle? Dit is eintlik baie maklik in ons gemeente. Ons doen 4 goeders wat ons doen en dan gaan dit weer op die bord gooi. Die eerste ding wat ons wil hê is, ons wil hê jy moet God ken. Dis al wat ons wil hê. Ons vra net van jou, ken God. Het is nie nodig om 'n religie te volg nie, het is nie nodig om iets te doen nie. Ons wil net daar waar jy sit, net sê, Here, hier sê ek wil U leer ken. Moet ek 'n bietjie teruggaan? Vir die lig. O ja, yes, dankie julle. Ken God. Die tweede ding wat ons wil doen is, as jy God leer ken het, is vind vryheid. Ek dink almal van ons, nadat jy God geken het, is 'n klomp, is vol goeders, en vol van die verlede, en vol goeders wat aan ons vasgemaak is, en ons wil hê, jy moet loskom van jou vryheid. En nou dit doen ons gewoonlik deur selgroepe, waar mense bymekaar kom, en groepies vorm, en hoe vorm ons by selgroepe, is eintlik baie maklik, as jy van hou van fietsry, kry 'n paar buddies wat saam met jou fietsry, en begin 'n selgroep. Want in jou selgroep het ons fantastiese leiers wat jou vryheid vind. Die derde ding wat ons wil hê in hierdie kerk, is dit ontdek jou doel. Mark Twain sê die volgende, hy sê so mooi, hy sê wanneer jy, die 2 dae wat jou belangrikste is in jou lewe, die dag wat jy gebore word, en die dag wat jy uitgevind het, hoekom is jy gebore? En dit is my so goed. As jy uitvind, hoekom is jy gebore, dan maak dit jou, dit gee vir jou energie, dit gee vir jou krag, dit gee jou on fire, en daarmee help ons. Klasse wat ons doen, ons help jou om uit te vind, hoekom is jy gebore, en dan die heel laaste ding is, ons wil jy met 'n verskil maak. By die werk, in die skool, waar die plekke is, in die winkelsentrum, waar wil jy gaan, wil ons graag hê, jy met 'n verskil maak. So 4 goeders wat ons doen, en elkeen is op 'n verskillende pad in sy lewe, maar dis ons kerk eintlik baie eenvoudig, en dit werk op hierdie stadium vir ons briljant. So as jy wil aansluit by ons gemeente, daar's plek vir jou, oral altyd plek vir jou, of dalk sit jy vanmôre en jy kyk, of vanaand en jy kyk net dit uit, luister die, dit is ons kerk, en dit is ons gemeente, so baie welkom by dit. Hier is die vraag vanaand, hier is die ding, hoekom is jy vanaand gekom? Dis my vraag wat ek hierdie week by my gehad het. Hoekom het jy vanaand gekom? Wat is jou hoop vir vanaand? Wat wil jy graag hê moet God in jou lewe doen? Hoekom het jy gekom vanaand? Want ek dink ons het 'n klomp verskillende mense wat vanaand hier kan sit, en een ou kan dalk sê, luister hier, Erik, ek kom want my lewe is radical gechanged deur Jesus. Deur sy liefde en deur sy genade is ek absolutely radical gechanged, en ek is vanaand hier want ek wil hom die eer gee.
Ek wil vanaand my hande in die lug sit saam 'n klomp mense en sê, Here, yes, dankie vir dit wat U vir my gedoen het. Hoekom het jy vanaand gekom? Ander van julle sit vanaand hier, en jy voel dalk so 'n bietjie verplig om hier te wees. Want jy voel so verplig, want God het 'n klompie goeders al vir jou gedoen in jou lewe, en jy's dankbaar daarvoor, so jy het vanaand gekom, want jy wil eintlik net vir hom dankie sê, so jy kom op Paasnaweek, en jy kom gewoonlik Kersdiens. Sal. Jy's vanaand hier, want jy sê, ek's verplig. Ja, my ouers het my elke jaar na jaar gevat, so dalk voel ek verplig teenoor my ouers. Hoekom het jy vanaand gekom? Of dalk sit jy vanaand hier, en ander sit hier so, en jy's glad nie 'n kerkmens nie. Maar jy het hierdie absolute irriterende buurman gehad, of hierdie absolute irriterende vriend, wat jou aanhoudend genooi het, en jy voel dit is sleg om hom nee te sê, jy wil nie 'n stryery begin nie, so jy sê soos, ja, whatever, ek kom vanaand. En jy is vanaand hier as gevolg van dit. Hoekom is jy vanaand hier? Wat is jou hoop vir vanaand? Want sien, kyk hier, is baie mense wat aan die buitekant vandag wel lyk. Hey, jy het jou spesiale Easter t-shirt gekry. Alles lyk mooi. Jy's vanaand gereed. Jy's reg aan die buitekant, lyk dit great. Maar hier aan die binnekant vanaand gaan dit nie so goed met baie van julle nie. Baie van julle sit vanaand hier en jy seer gemaak. Baie van julle sit vanaand hier en jy het iets verloor of iemand verloor. Baie van julle sit vanaand hier en jy skaam oor dit wat jy gedoen het. Of dalk het jy hierdie skuldgevoelings oor die verlede of skuldgevoelings oor dit wat jy gedoen het, of dalk sit jy vanaand hier en jy's alleen. Of jy het hierdie angs, jy kan in die aande nie slaap nie, jy het hierdie angs wat niemand van weet nie, of dalk sit jy vanaand hier en jou huwelik is op 'n draadjie en jy soos dalk jou kinders, is haywire, is die hele plek vol. En niemand weet dit, aan die buitekant lyk dit goed, aan die buitekant het jy jou regte t-shirt op, aan die buitekant het jy jou glimlaggie op, aan die buitekant loop jy asof niks fout is, maar hier diep aan die binnekant sit nie lekker nie. Hoekom het jy vanaand gekom? Wat wil jy hê moet God vanaand doen? Want ek dink as ons al die flaf afhaal, en ek dink ons haal al die ou kerkgoedjies uit, en ons haal al die flaffie vanaand uit, dink ek, kan baie van ons vanaand ons hande opsteek en sê, ek dink almal van ons is in nood. Almal van ons is op 'n manier seer gemaak, in 'n manier. En ek wil vanaand vir jou kom sê, dat maak nie saak waartoe jy gaan nie, ek wil vanaand vir jou kom sê, maak nie saak hoe donker jou lewe is, of waar jy is op 'n plek vanaand nie, dat Jesus het 'n belofte vanaand aan jou kom maak. En ek hoop dat daardie belofte vanaand met jou kom praat. Ek hoop dat daardie belofte vanaand vir jou gaan kom genesing bring in jou hart. Dat daardie belofte vanaand iets in jou gaan kom doen, wat jou lewe totaal en al gaan verander. En ek wil eens moet kyk na een van die mees bekendste verse in die Bybel. Mense tattoo om op hulle oë, onder hulle oë, ander rugby spelers trek hierdie wit strap aan en dan skryf hulle dit neer. Dis op elke banner wat jy kry, dis oral waar dit gekry het. Een van die mees bekendste Bybelvers. Hoor wat sê Johannes 3 vers 16. Daar staan, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het die wêreld so lief gehad, dat kerk maak nie saak wie jy is vanaand, maak nie saak wat jy gedoen het vanaand nie, maak nie saak hoe donker jou lewe ook al is vanaand, op wat 'n plek jy is nie, God het die wêreld so lief gehad vanaand, dat as jy begin glo, dan sê die Bybel, gaan jy nie verlore gaan nie, maar gaan jy die ewige lewe ontvang. Hoeveel van julle glo dat God die wêreld lief het? Hoeveel van julle? Almal. En kan ek vir jou sê waar ek is? Ek het geglo dat God die wêreld lief gehad. Ek glo dit nog steeds. Ek glo dit dat God die wêreld lief gehad het, dit staan in sy woord, maar ek het 'n paar jaar terug nie geweet of God werklik my lief het nie. Ek weet dat God die wêreld lief gehad het. Dit staan daar, Erik, God het die wêreld so lief gehad, maar ek het nie geweet of hy my lief het nie. Ooit so gevoel? Ooit so gevoel en gewonder, het God my ooit lief? Nou dit wat ek gedoen het, het God my nog lief? Nou al die geheime struggles wat ek wegsteek vir mense, het God my nog ooit lief? Nou al die mense wat ek seer gemaak het in my verlede,
Het God my ooit nog lief? Al die donker gedagtes wat partykeer in my gedagtes afspeel, het God my ooit nog lief? 8 biljoen mense op aarde, het God my werklik lief? Jy weet, Saint Augustinus skryf die volgende. Hy skryf, God loves each of us as if there were only one of us. God loved each of us as if there were only one of us. En dis my goal vanaand. My doel vanaand is dat ek wil jou kom wys, dit maak nie saak wat jy gedoen het nie, maak nie saak hoe donker jou lewe is nie, maak nie saak hoe geheime jy probeer wegsteek het nie. Kerk, ek wil hoor wees, jy's die een wie Jesus lief het. Jy wat vanaand hier sit, jy's die een. God loves you as if there were only one of you. Dis wat ek vanaand wil hê jy moet snap. Hoor wat sê Lukas 15 vers 4 tot 7. Sê nou een van julle het 100 skape en een van hulle raak weg. Wat doen jy? Hy laat die 99 in die veld staan en gaan agter die een aan wat weg is, totdat hy hom kry. En as hy hom kry, is hy bly en hy tel hom op sy skouers. En as hy by die huis kom, dan roep hy sy vriende en sy bure bymekaar en sê vir hulle, hey, wees saam met my bly. Ek het my skaap wat weg was weer gekry. Ek sê vir julle, net so sal daar ook in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer, eerder as oor 99 mense wat reg doen en nie bekering nodig gehad het nie. En ek wil vanaand weer sê, dat Jesus sal vanaand almal van julle los. Maar hy is vanaand agter jou hart aan, wat hier sit vanaand, en jy soos ek weet nie, of ek Jesus ken nie. Ek weet nie, of hy werklik my lief het nie. Sê Jesus vanaand reguit, gaan hy almal van ons hier los. Al 999 mense sal hy net so los, om by daardie 1000ste uit te kom. Te sê wat ek wil jou hê. Ek het jou lief. Hoor wat die Bybel sê, die Bybel sê, en vir my so mooi, dat amazing is, dat Jesus het nie net dit kom beloof nie, maar Jesus het dit vir my en jou kom bewys. Hy het nie net beloof dat hy vir ons lief het nie, hy het dit kom bewys. Die Bybelvers sê, wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Wie is God? Liefde. God is liefde. God is liefde. Liefde is nie net wat God doen nie, liefde is wie God is. En dan gaan 1 Johannes 4 vers 8, 1 Johannes 4 vers tot 10 sê, hierin is God se liefde vir ons geopenbaar, dat sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Ek wil eens met 'n game speel. Almal. En ons gaan 'n Bible trivia speel. Nee, dis 'n sirkus. Ons gaan 'n Bible trivia speel en ek gaan jou 'n vraag vra en ek hoop dat jy die antwoord gaan ken. Dit is eintlik pretty obvious die antwoord. Maar hier is die vraag. As jy dit ken, kan jy dit uitskree. As jy dit nie ken nie, moet dit nie uitskree nie. Wie het 1 Johannes geskryf? Obvious. Johannes! Natuurlik. Dit staan dan daar, 1 Johannes. Right? Johannes het skryf. En nie Johannes die doper wat Jesus gedoop het nie. Ons praat van Johannes, een van Jesus se disciples. En nog interessant vir my dat Jesus het 'n klompie nicknames gehad wanneer dit by sy mense gekom het. Weet nie of dit net 'n man ding is nie, weet. Ons manne het mos partykeer nicknames vir mense of nicknames vir ons brothers en nicknames vir ons manne. Nou Jesus is dieselfde. Hy was net so cool geweest. Hy het nicknames gehad vir mense. Met ander woorde, Petrus het hy byvoorbeeld die nickname gegee The Rock. Sorry Dwayne Johnson. Daar was 'n The Rock nog voor jy The Rock geword het, jy weet. Was al klaar The Rock. En hy het vir Johannes en Jakobus was nog boeties gewees. Alright? En hy het vir hierdie twee boeties nicknames gegee. Kom ek sê vir julle wat hy het nie vir hulle die nickname gegee die twee sagte lammetjies nie. Hy het nie vir hulle die nickname gegee die Bybel boeties nie. Sien, Jesus het vir hulle die nickname gegee manne van die donder. Sons of thunder. Ja, Afrikaanse Bybel sê, manne van die donder. Luister die kerk, hierdie twee, Jakobus en Johannes, hulle was taaf. Hulle was braaf. Hierdie ouens was lel.
Hierdie manne was eisters. Hulle het pas sekere goeders onvanpas gedoen. Sekere goeders het hulle die lyn oorskryf. Hierdie ouens was taaf. En ek weet nie altyd hoekom hulle hierdie bynaam gekry het nie, maar ek het so 'n bietjie gaan soek in Lukas 19 en dit gee ons so 'n idee. Hoor nou, mense in Samaria het Jesus verwerp. Die mense in Samaria het Jesus heeltemal totaal en al verwerp. En hierdie manne van donder het opgepitch, hierdie sons of thunder. En hulle het daar opgepitch, Johannes en sy boetie, en hulle daar opgepitch en hulle het nie mooi gepraat of probeer vrede bewaar of probeer kyk of hulle iets kan doen nie. Hoor wat hier doen hierdie ouens. Lukas 9 vers 54. Toe die twee disippels hoor dat hulle Jesus verwerp het, Jakobus en Johannes dit sien, sê hulle vir hom: Here, wil u hê ons moet die vuur uit die hemel afroep om hierdie manne te kwacha? Net al. Nie, kom ons praat mooi of kom ons kykie, Here, Jesus, wat wil jy moet ons doen? Wil jy hê ons moet die hemel verroep en ons moet somme haalkorrels uitslat, 4 korrels, hulle het somme heeltemal totaal en al verbrand, klaar, heeltemal. Johannes was 'n tawwe ou. Johannes was die dude gewees wat altyd die rooi kaart gekry het in die rugby. Johannes was die disipel gewees wat nie 'n fight begin het nie, dit was die ou wat die fight geëindig het. Johannes was die tipe ou wat nie net mooi seenklere aangetrek het en ewe op toast geëet het omdat hy gesond wou wees nie. Hy was die gym toe om lekker yoga te doen nie. Amper sê CrossFit. Nou gaan 'n CrossFit oukies mekaar dra. Johannes wat hy was 'n tawwe ou gewees. En dan verstaan ek nie lekker nie, want ewe skielik lees ek Johannes en Johannes vertel van hierdie boek van liefde. Hy vertel van hierdie liefde van Jesus en hy vertel dat God het die wêreld lief gehad en God het hom lief gehad. Maar dit was hierdie ou wie hy was nie, hy was taaf. Hy was braaf. Hy het onvanpaste goed gedoen. Wat het gebeur met Johannes om van daar te kom na daar te kom? En hier is die antwoord, is Jesus het Johannes begin lief hê. Jesus het Johannes begin lief kry, soos wat hy was. Jesus het Johannes begin lief kry met al sy foute. Jesus het Johannes lief gehad met al sy meer. Jesus het Johannes lief gehad elke keer wanneer hy iets onvanpas gedoen het, elke keer wanneer hy die lyn oorskryf het, elke keer wat hy almal wou rondklap en klomp goeders doen, het Jesus hom lief gehad. En as gevolg van dit het oor 'n tyd dat Johannes sy identiteit begin verander. En ewe skielik was Johannes nie meer hierdie ou nie, maar ewe skielik het hy sy identiteit verander en selfs Johannes het homself 3 keer in die Bybel iets anders te genoem. Hy het homself genoem die een wie Jesus baie lief het. Dis my so mooi. Ewe skielik van hierdie taaf, brawe ou wat nie fights begin nie, maar fights eindig, change sy naam en sy identiteit na die een wie Jesus baie lief het. Nie meer Johannes die een wat opskroef nie. Nie meer die een Johannes wat kwaad word nie. Nie meer Johannes wat foute maak nie. Nee, Johannes, die een wie Jesus baie lief het. Hoekom het jy vanaand gekom? Wat soek jy vanaand van God? Wat hoop jy vanaand met jou gebeur? Wat wil jy hê moet God in jou lewe doen? En kerk, ek wil hê dat iemand vanaand hierdie moet hoor. Iemand moet vanaand hierdie hoor. Jy's die een wie Jesus baie lief het. Iemand vanaand, uit hierdie mense uit, iemand vanaand moet hierdie hoor. Jy's die een wie Jesus baie lief het. Maak nie saak oor wat jou ouers van jou gedink het nie, jy's die een wie Jesus lief het. Maak nie saak oor wat ander mense jou laat voel het nie, jy's die een wie Jesus vanaand lief het. Maak nie saak hoeveel keer jy al gefaal het nie. Maak nie saak hoeveel keer jy jou meer verloor het nie. Maak nie saak hoeveel keer jy al seer gekry het of goed gesê het wat jy nie eintlik moes gesê het nie. Jy is die een wie Jesus vanaand lief het. Jy is die een. Ek wil hê almal van jou, net op waar jy is, wil ek hê met jou hand so op jou bors net sit, net so saggies in jou kop, net so saggies in jouself luister en sê, ek is die een wie Jesus lief het. Ek is die een. En dis nie pride nie, maar dis die waarheid. Ek is die een wie Jesus lief het. Ok, Erik, great stuff, hoopie, maar wat het dit te doen met Paasnaweek? Wat het dit te doen met die kruisiging? Wat het dit te doen met hoekom ek vanaand hier is?
Want dis my so mooi, God het nie net sy liefde vanuit die hemel uitgeskree vir ons nie, God het sy liefde vir my en jou kom bewys. Hy het dit kom bewys. Romeine 5 vers 8 sê, maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Toe ons nog sondaars was, hier's God sy liefde bewys, deur Christus vir ons te sterf. Terwyl jy nog besig was om 'n sondaar te wees, het Jesus aan die kruis kom sterf. Terwyl jy nog besig is om jou meer te verloor soos Johannes, het Jesus vir my en jou in die kruis kom sterf. Terwyl jy nog besig is om jouself te vergelyk met ander mense, terwyl jy nog besig is om te skinder, terwyl jy nog besig is om hierdie haat met jou rond te dra, terwyl jy nog besig is om met hierdie bitterheid in jou hart te loop, terwyl jy nog besig is om te weier om jou niggie of jou neefie te vergewe, terwyl jy nog besig is met dit, sê Jesus, het ek gekom om vir jou te sterf. En dis goeie nuus. En dis die evangelie. Dat Jesus het gekom, gebore uit 'n maagd Maria. En die engel het gekom en gesê, noem hom Jesus, want hy is nie hier om mense te veroordeel nie, maar hy is hier om mense te kom red. Hy het 'n klomp mense genees, en hy het vriende geword van prostituie. Hy het melaatse mense vasgehou en vasgedruk, terwyl die wêreld nie wou gehad het, hy het moes doen nie. Hy net daar en dan stap Jesus gewillig. Loop hy na die mense wat hom toe wou vervolg. En hy sê, hier is ek. Emosioneel. Vol angs, val hy op sy knieë voor, val hy op sy knieë neer in die tuin van Getsemane. En hy sê, Here, ek weet nie of ek hierdie kan doen nie. En hulle kom arresteer hom in die tuin. En hy beklei nie die arrestasie nie. Hy is nie besig om te redeneer met hierdie ouens nie, al is hy skuldig. En hulle het hom geslaan. En hulle het hom gespoeg. En hulle het hom gemok. Hulle het dorings in sy kop gedruk. Dat Jesaja self het geprofeteer dat jy kon nie eens meer herken dat dit Jesus was, die so brutaal was hulle met hom gewees. Die Romeine het spykers in sy gewrigte vasgeslaan en in sy enkels het hulle dit vasgespyker. En daar het Jesus aan die kruis gaan kaal. En die absolute bloedige son. Nie eens meer soos 'n mens gelyk nie. Onuithoudbare pyn. Hang Jesus daar. Sy spiere kramp. Hy is 10 en gedihidreer. Vol skok. Stadig besig om te versmoor. Hy het homself probeer opryk, elke keer met hierdie spykers in sy enkel, het hy homself probeer opkry, net om 'n stukkie asem te haal. Het hom asem te haal. Hy het opgekyk na die hemel toe en het gesê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Kerk, hoe is dit moontlik dat een persoon so gemotiveerd is om deur alles te gaan? En is die antwoord eenvoudig vanaand. Liefde. As gevolg van liefde. As gevolg van liefde het God sy liefde kom demonstreer, het God sy liefde vanaand kom bewys, terwyl ek en jy nog vol sonde was. Vol haat en bitterheid. En ek wil hê, jy moet vanaand weet, en dis weer vir iemand, jy is die een wie Jesus vanaand lief het, jy. Geen nie om oor die ander nie. Jy is vanaand die een wie Jesus lief het. Johannes 15 vers 13 sê, niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Kerk, daar is geen groter liefde in die geskiedenis van hierdie wêreld, dat God sy liefde kom bewys het, deur sy enigste seun gegee, sodat ek en jy vergewe kan word. Op daai kruis toe hy gehang het, geslaan is en gespoeg is, en hy sy laaste asem uitblaas, en hy sê, ek kan nie meer nie, ek is klaar. Kerk, ek vanaand vir sê, het hy aan jou gedink. Het aan elke liewe een wat vanaand hier is, het hy aan jou gedink. Hoe kom jy vanaand kerk toe gekom? Kan ek jou antwoord gee?
En van julle sit vanaand en jy's desperaat. Van julle sit vanaand hier en jy's op die punt om moed op te gee. En jy sê ek gee die Here een kans en dis vanaand. Van julle sit vanaand en jy's seer gemaak. Dalk deur mense, deur ander goeters. En jy probeer smile aan die buitekant, maar aan die binnekant is jou hart in stukke. Van julle is vanaand alleen. Van julle gaan vanaand huis toe en wanneer die ligte afgaan, dan huil jy jouself nie slaap omdat jy bang is. Van julle kan nie eens slaap nie as gevolg van die angs in jou lewe. Van julle is vasgevang in verslawing, of vasgevang in 'n verhouding, of vasgevang. Van julle sit vanaand en jy sê ek het net nie meer hoop nie. Van julle twyfel. Van julle het al hierdie vrae en jy weet nie eintlik hoekom jy hierdie vrae het nie. Van julle voel skaam vanaand. Van julle voel vuil. Van julle sit vanaand en jy sê ek is onwaardig. Kan ek vir jou sê wat God vir my gesê het, dat ek vanaand vir jou moet sê? Jy is die een wie hy lief het. Jy wat daar sit vanaand, jy is die een wie hy lief het. As hy weer aan die kruis moes sterf vir jou alleen, dan het hy dit gedoen. Van julle se dag vandag gaan die beste dag van jou hele lewe wees. As jy hierdie besef dat God het vir jou gesterf. Dit gaan jou hele lewe totaal en al verander, as jy net dit kan ontvang en kan glo, dat jy is die een. God het jou lief, kerk, asof daar net een is vermoere, soos jy vanaand is, soos jy. So lief, dat hy sy enigste seun gestuur het vir jou. As jy vanaand dit sê, en jy sê, maar ek voel dit nie. Liefde is nie 'n gevoel nie, liefde is 'n belofte. Kan jy vanaand weer jou hart net so vinnig op jou bors sit en sê ek is die een wie Jesus lief het. Ek weet nie waar is die band nie, maar die band, julle kon al sekerlik 20 minute terug opgepaard pitche. Waar is die band? Dankie Anna. Dankie Anna, as jy heilig alweer. Sorry, ek probeer my bes om jy te huil op die verhooging. So hier kom julle. Ek is die een wie Jesus lief het. Wil jy met jou hand op die bors sit vanaand? Ek is die een wie Jesus lief het. Maak nie saak waar jy gaan nie. Maak nie saak hoe donker jou wêreld is nie. Jy is die een wie Jesus lief het. Ek wil vir jou song sing. Nee, wag. Nee, ek gaan vir jou sing nie. Hulle gaan vir jou song sing. En ek wil nie terwyl jy sing, jy te staan, jy gaan net op sit. En ervaar net die teenwoordigheid van die Here. Te weet, jy is die een wie Jesus lief het. Jy is die een. Maak nie saak waar jy was nie, maak nie saak wie jy is nie. Jy is die een wie Jesus lief het. As hy weer deur die kruis moes gaan vir jou, dan gaan hy vanaand weer deur die kruis vir jou. Kom ons sing hierdie song. Speak the name of Jesus slowly through your hurt, your sorrow. I ask my God to I speak the name of Jesus all that I can. Desperation, I seek help. Pray this for you. I pray for you.
Kom ons maak ons so toe vir 'n oomblik. Here, ek weet nie hoe eintlik hoekom mense gekom het vanaand nie, Here. Here, dalk is die mense vanmôre wat vanaand nie gekom het, Here, wat gesê het, maar ek wil U die eer gee, Here, en ek kom bid vir daardie mense om meer krag te kry van U af, Here. En dan is daar mense wat vanaand gekom het, Here, wat gesê het, ek voel verplig. Here, en dan is daar ander mense wat gekom het, wat gesê het, Here, ek is daai ou wat alleen voel. Ek is daai ou wat onwaardig voel. Ek is daai ou wat vuil voel en skaam voel, en ek weet nie eintlik hoekom is ek hier nie. Here, en ek weet dat U vanaand met daai ou gepraat het. Dat U vanaand met daai ou gesê dat ek sal weer in die kruis sterf vir jou. Terwyl jy so vuil voel, en terwyl jy nog 'n sondaar is, en terwyl jy nog skinder, en terwyl jy nog vol haat in jou is, en bitterheid is, sal ek dit weer en weer en weer doen, want jy is die een vir wie ek lief het. Here, dat mense vanaand die gaan uitstap en gaan weet dat God het my lief. Ek is die een wie Jesus lief het. Here, en daarom mense vanaand se hele lewe gaan verander daaroor, Here. Se hele lewe. Want hulle vanaand kan glo in hierdie een ding, Here, dat God hierdie wêreld so lief gehad, dat hy my so lief gehad het, dat hy hierdie ou so lief gehad het, Here, dat U enigste seun gestuur het. As jy vanaand hier sit in jou lewe, en jy ken nie Jesus nie, jy het nog nooit in jou lewe ontmoet nie, en jy is die ou wat iemand genooi het, en irriterende ou wat gekom het, en jy is vanaand hier, en jy sukkel met hierdie ding, te besef dat Jesus vir jou lief het, en jy weet nie eintlik nie. Wil ek graag 'n geleentheid vir jou gee, om vanaand jou hart vir die Here te gee. En as dit vir so mooi, die Bybel sê dat die engele stop. Hy los 99 mense net hier, hy is agter jou aan. En ek wil nie vanaand omgee oor wie jou ou, wat jou vriend langs jou gaan dink, of family gaan dink, of die ou voor jou gaan dink nie, dis okay. As jy vanaand hier sit, en jy soos, Here, ek ken nie Jesus nie. Ek wil hom leer ken. Ek voel vuil, ek voel onwaardig. En ek wil iemand hê wat my lief het, net soos ek is. As dit jy is vanaand, kan ek jou vra daar waar jy is? Gaan ek tot by 3 tel? Ek wil hê met jou hand in die lug opsteek. En jou hart vir die Here gee en sê, Here, hier is ek. Op die telling van 3. Nie nou worry oor die ou langs jou nie. Gaan oor jou vanaand. Die beste ding wat ek in my hele lewe kon gedoen het, was die dag toe ek my hart vir die Here gegee het. Die dag toe ek my hart vir die Here gegee het, my hele lewe verander. Dan staan ek steeds hier, dan wonder ek, hoe kom gebruik die Here my? Staan ek steeds hier, dat ek op my knie neergeval en sê, Here, ek weet, U sê 90% kans vir een, maar ons het mense nodig.
As hy dit vir my kan doen, wat 10 wel, met matriek barely gemaak het. Barely. Wat universiteit amper nie eers gemaak het nie. Dat hy gesit het en ook maar onwaardig gevoel het en vuil gevoel het. As hy dit vir my kan doen, beloof ek jou, kan hy dit vanaand vir jou doen. So net waar jy is. Telling van 3. 1. As jy vanaand hier sit, God het vir jou aan die kruis gesterf. 2. Om jou hele lewe te verander. 3. As dit jy is, kan jy jou hand in die lug opsteek. Dankie, dankie. Dankie, dankie. Julle kan so sak, dankie, 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 dankie. Ek kan weer laat sak, dankie. Here, dankie vir elke hand wat opgegaan het, Here. Dankie dat jy gesien het, daai hande wat opgegaan het en gesê het, ek wil u kies, Here. En dan gee ek nie om wat hier gebeur vanaand nie, Here, want dan weet ek, vir daai ou is ek happy. Here, kom verander vanmôre af, kom verander vanaand harte, Here. Harte. Maar dis die mission, Here, dis die doel gewees, Here, hoekom jy dit gedoen het, Here, het nie gekom vir gesonde mense nie, Here, het juist gekom vir daardie ou wat vanaand sy hand opgesteek het. Ons loof U en ons prys U daarvoor. Kan ons almal so gou op ons voete staan vir 'n oomblik? Kan almal net so vir 'n oomblik op ons voete staan? Want ek wil hê ons moet almal 'n globale gebed doen vir daardie ouens wat hulle harte vir die Here gegee het. Ek wil hê ek kan net sommer so jou hand op jou bors sit en net agter my aanbid. En sê, Here, ek voel vuil. Here, en ek is nie die beste op hierdie stadium nie. Here, maar ek het 'n redder nodig. En ek kies U. Here, wees U my leer, wees U my redder. Wees U my koning. Kom verander my lewe. In Jesus se wonderlike naam. Amen. Kan ons vir daardie mense wat hulle hande opgegee het, kan ons hulle hande klap gee? Dis die beste nuus in jou hele lewe. Dis die beste ding wat ooit met jou gebeur het. Was dat jy ja gesê het vir Jesus. So baie welkom in die koninkryk van God. Terwyl jy so staan, ek gaan iets van jou vra. As jy jou hand vir die Here opgegee het, gaan ek iets van jou vra. Gaan nie om vorentoe te wees nie, want ek weet dit gaan awkward vir jou wees. Maar ek wil hê jy moet kant toe gaan. En ek weet as jy nou familie by jou het of wat ook al, laat hulle jou goedjies net vir 'n oomblik oppas. Of as jy nie het nie, vat dit self. Dan wil ek hê jy moet daai bold move maak. Die Bybel sê as jy jou nie skaam vir hom nie, dan gaan die Here vanaand nie jou skaam voor die Vader. En as jy vanaand net daai bold move kom maak, vat jou goedjies bymekaar. En stap jy uit met trots en sê, Here, ek kies U vanaand. Want ons het 'n span daarso wat jy net na daai kamer toe gaan vat daar. Wat ongelooflik lief is vir jou. En wat jou 'n hand wil gee en wil hoor of jy 'n Bybel het. En as jy nie 'n Bybel het nie, wil ons vir jou 'n Bybel hê. As ons nie 'n Bybel het nie, dan wil ons vir jou 'n Bybel koop. Want ons wil saam met jou hierdie pad stap. So as dit jy hier vanaand is en jy's ernstig oor hierdie besluit wat jy geneem het. Jy wil hê dat God jou lewe totaal en al moet verander vanaand. Vat jou goed. Terwyl die ander van ons gaan hande klap, wat ons gaan juig. En dan gaan jy jou goedjies vat, stap so uit, hulle gaan saam met jou gaan, dis net die om die draai, tot in daai kamer, jy gaan 5 minute daar wees, en dan gaan jy weer terugkom. Die res van ons, kom ons encourage jou uit. Dalk is dit 'n ou wat jy ken, dalk is dit 'n ou wat jy weet, met sy hart vir die Here gee. Vat hom saam vanaand, sê vir hom, kom ons gaan. As jy 'n buddy het, sê vir jou buddy, kom buddy, jy moet jou hart gaan verander. Jy moet jou hart gaan verander. Dalk is dit jou ma, dalk is dit 'n familielid. Vat hom in die hand, sê kom ek gaan saam met jou, ek sal saam met jou stap. Maar kom ons gaan gee ons hart vir die Here. Vat hom saam, kom ons encourage daai mense, come on. Gee jou hart vanaand vir die Here. Gee ja, dit gaan jou beste besluit wees in jou hele lewe. Sê ja vir Jesus, sê ja vir Jesus, sê ja vir Jesus. Wat jou hand. Gee jou hart vir die Here. Jy is nie te jonk nie. Jy is nie te oud nie. Gee jou hart vir die Here. Sê, yes, Here. Isak vanaand, Here. Isak vanaand, Here. Jy is die een wie Jesus lief is.
hy wil hê. Hy sal vir jou weer in die kruis sterf. Waar gaan hulle? Gaan saam met hulle. Go there, moet dit nie mis nie. Go there, go there, go there, go there. Vat jou ma, vat jou vriend, sê kom ons gaan. Kom ons gaan verander jou lewe. Hy het my lewe verander. Hy kan jou lewe verander. Waar gaan hulle nog? Kom ons hou aan die hande klap. Hulle gaan nog. Kom op. Hulle stap nog baie. Hulle stap nog baie. Jy kan nog gaan. Jy kan nog gaan. Moet nie skaam wees nie. Jy kan nog steeds gaan. Hulle loop nog steeds. Hulle gaan nog steeds. Hulle gaan nog steeds. Amen. Come on, kerk. As dit 10 mense vanaand is, dan was hierdie alles die moeite werd vir 10 mense. Kan ons die Here weer vanaand gee. Hy lewe. Hey, kyk al, hulle pas nie in die klas nie. So baie mense daar. Come on. Dis ons Jesus. Hy wil lewe verander. Laaste hande klap.